Baie welkom vanoggend hier by die erediens. Lekker koue wintersoggend en dit is 'n voorreg dat ons as gelowiges ook so hier by mekaar kan wees in die vakansietyd. Ek wil vanoggend se diens begin en ek gaan dit doen die volgende paar weke. En ek wil sommer jou aanmoedig en vra dat jy ook sommer 'n paar keer hierdie teksgedeelte in die volgende maand sal gaan lees, want ek dink alhoewel ons almal hierdie gedeelte baie goed ken, is dit 'n besonderse belydenis oor God en ek wil graag dat ons in die volgende paar weke 'n klomp kere hieraan gaan raak en by gaan stil staan, meer later verduidelik. Maar ek lees vir ons Psalm 23 voor. Die Here is my herder. 'n Psalm van Dawid. Die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Hy laat my rus in groen weivelde. Hy bring my by waters waar daar vrede is. Hy gee my nuwe krag. Hy lei my op die regte paaie tot die eer van sy naam. Selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want U is by my. In U hande is ek veilig. U laat my by 'n feesmaal aansit, terwyl my teestanders moet toekyk. U ontvang my soos 'n eregas. Ek word oorlaai met hartlikheid. U goedheid en liefde sal my lewe lank by my bly, en ek sal tuis wees in die huis van die Here, tot in lente van dae. Kom ons word 'n paar oomblikke stil, en daar waar jy stil word, wil ek hê jy moet regtig sommer maar net met die Here praat oor dit wat vanoggend in jou hart leef. Dit kan enige iets wees, maar bring dit vanoggend na die Here toe. Kom ons word 'n paar oomblikke stil. Amen. Terwyl ons so sit, gaan ons lied 163 soos 'n wildspok saam sing. Soos 'n wildspok wat smag na water, smag my siel na U, o Heer. U alleen
Here, dankie dat ons hartsbegeertes teenoor U kan openbaar. Here, dankie dat ons vanoggend weer as U kind kan kom sê, ons verlang na U, Here, ons smag na U. Here, want ons weet U is die enigste bron van ware lewe. Here, en daarom kom ons vanoggend ook in U teenwoordigheid by mekaar. Here, kom ons hier by mekaar, omdat ons weet dit is hier by U, waar ons weer veilig voel, tuis voel, Here, waar ons weer opnuut kan besef wie U is en wat U wil ook in ons lewens is. Here, mag U vanoggend ons seën, mag U elkeen van ons aanraak, Here, mag ons vanoggend weer opnuut besef dat U ons God is en dat ons op U kan vertrou. Amen. Ek steek vanoggend weer die Christuskers vir ons aan as 'n simbool en 'n teken om te onthou dat God hier by ons is. Kom ons loof en prys hom dan ook en ons gaan staan deur 2 liedere dan ook saam te sing. Kom ons gee vir hom die eer. O Heer my God, as ek in eerbied wonder en al U werke elke dag aanskou, die son en maan, die aarde, sterre, wolke, hoe U dit elke dag so onderhou. Ek sien die veld, die bosse, berge, vlaktes. Ek hoor hoe fluister grasse, stroom en wind. Hoe Heer U sorg, verklein, vergroot vir alles. En U sorg dag na dag vir my, U kind. Dan moet ek juig, my redder en my God. Hoe groot is U, hoe groot is U, wanneer die hele skepping klink dit saam. Hoe heerlik Heer, U grote naam. U seun word mens in ons gebroke wêreld, kom vestig hy sy koningsheerskappy. Hy maak weer heel wat sonde hier gebreek het. Hy bring weer hoop en redding ook vir my. U maak ons deel van al U grootse werke. U laat ons bid, Heer, dat U ryk mag word. En kom U weer in heerlikheid op wolke. Maak U volkome nuut U eiendom. Dan moet ek juig, my redder en my God. Hoe groot is U, hoe groot is U, wanneer die hele skepping klink dit saam. O heerlik Heer, U grote naam. Dan moet ek juig, my redder en my God. Hoe groot is U, hoe groot is U, wanneer die hele skepping klink dit saam. Hoe heerlik Heer, U grote naam.
helder skyn die lig vir die nasies, 'n vreugdeglans om die mense te verlig, tot die hele wêreld kan sien, U is die lig, mag U lig hier deur ons skyn. Vrolik klink ons lied vir die volke, 'n pryslied bring al die nasies om ons aan, tot die hele wêreld kan jubel oor U naam, mag U lof hier deur ons klink, balsem bring herstel vir die wonde, 'n sagte salf vir die mense met hul seer, tot die hele wêreld kan sien dat U genees, mag U troos hier deur ons bied, eer U woord gee hoop aan die nasies, 'n hart vol hoop om die volke te verbly, tot die hele wêreld kan glo dat U bevry, mag U hoop hier deur ons gee. U is koning hier oor die aarde, die mense vra na U wil om U te eer, tot die hele wêreld kan juich dat U regeer, laat U ryk hier in ons kom, laat U ryk hier in ons kom, laat U ryk hier ooral Julle kan maar sit. Ek dink niemand kon vanoggend daai laaste noot kry nie in hierdie koue nie. Nietemin bly dit lekker en 'n voorreg om die Here te kan loof en prys. Ons gaan vanoggend saam lees uit Romeine 5. Julle kan daar saam met my oopmaak, ons gaan die eerste 11 verse saam lees. Romeine 5 vanaf vers 1 tot en met vers 11. God het ons dan nou vrygespreek deurdat ons glo. Daarom is daar nou vrede tussen ons en God deur ons Here Jesus Christus. Deur hom het ons in die geloof ook die vrye toegang verkry tot hierdie genade waarin ons nou vas staan. En ons verheug ons ook in die hoop om deel te hê aan die heerlikheid van God. Dit is egter nie al nie. Ons verheug ons ook in die swaar kry, want ons weet, swaar kry kweek volharding, en volharding kweek egtheid van geloof, en egtheid van geloof kweek hoop, en die hoop beskaam nie, want God het sy liefde in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat hy aan ons gegee het. Toe ons nog magteloos was, het Christus immers reeds op die bestemde tyd vir die goddeloses gesterwe. 'n Mens gee tog nie sommer jou lewe prys nie, selfs nie vir 'n regverdige nie. Ja, tog vir 'n goeie mens sal iemand miskien nog die moed hê om te sterwe. Maar God bewys sy liefde vir ons, juis hierin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Aangesien ons nou vrygespreek is op grond van sy versoeningsdood, staan dit soveel vaster, dat ons deur hom ook van die straf van God gered sal word. Aangesien ons, toe ons nog vyande was, deur die dood van sy seun met God versoen is, staan dit soveel vaster, dat ons nou dat ons versoen is, deur die lewe van sy seun gered sal word.
Maar dit is nie al nie. Ons verheug ons ook in God deur ons Here Jesus Christus, deur wie ons nou die versoening ontvang het. Ons lees tot en met sover. Ek wil hê jy moet gou vir die persoon langs jou sê, wat is jou gunsteling seisoen en hoekom? Jy moet daarom 'n rede ook kan gee. Wat is jou gunsteling seisoen? Winter, lente, somer of herfs en hoekom? Wie se gunsteling seisoen is winter? Daar is 'n paar, ek is verbaas. OK, hoekom? Nou wil ek weet, hoekom? Wag, ek kan nie hoor nie, sê harder. Hoekom, vir die wat winter se gunsteling is, wat is die redes? Hoe dit? Mens kan lekker warm aantrek, OK, snoesig, ja, nog? Wie se hande was nog op? Nou is julle skaam, want ons nie eintlik redes nie. Winter is nie lekker nie, julle is verkeerd. Nee, ek spot. Ek grap net. Daar is daarom goeie redes vir winter, nê. Kaggelvure en 'n lekker sop wat gemaak word, warm koppie koffie. Maar okay, winter is nie my gunsteling nie, so dis my moeilik om aan redes te dink. Wie hou niks van winter nie? Daar's bietjie meer hande. Ja, ek is bietjie meer ook. Okay, die twee sissies is duidelik hier in kompetisie ook. Goed, okay. Hoekom hou ons nie van winter nie? Ons moet 'n lang broek dra. Dis 'n goeie genoeg rede om nie van die winter te hou nie, nê? En wat nog? Dis koud. Vanoggend byvoorbeeld, my hande wil nie warm word nie. Ek vryf, maar dit bly koud. Ja, Hannes. En die skoolklere is ook nie lekker nie, want dit is lang broeke, nê? Selfe probleem. Ja, niks lekker nie. Nietemin. Goed, ons almal het 'n voorkeur vir watter seisoen ons van hou of nie van hou nie, met redes wat dit ook al mag wees. Ek wil in die volgende paar weke, volgende 3 weke saam met na vandag, met jou gesels oor die seisoene in ons lewens. En ek wil vanoggend begin by die winter, want dit is mos nou winter. Maar ook wil ek begin by winter, want winter simboliseer vir ons eintlik die moeilike dele van die lewe. Die swaar kry tye, die tye wanneer dit koud is, die dae kort is, die lig min is en die son so bietjie dowwer aan ons verskyn. Die seisoen van ons lewens wat eintlik nie vir ons lekker is nie. Die seisoen wat ons eintlik net verby wil hê, sodat dit weer kan warmer raak, die plante kan groei en ons weer die buitelewe kan geniet. Wintertye in ons lewens. En elkeen van ons gaan waarskynlik 'n paar keer in ons lewens deur 'n winterseisoen gaan. Dit is onvermydelik. Dis nie vir ons lekker nie, maar die Bybel maak dit vir ons baie duidelik en ek dink eintlik sê ons nie genoeg hierdie vir mekaar nie, dat die lewe nie altyd op aarde maklik of lekker gaan wees nie. Inteendeel, eintlik sê die Bybel vir ons dat ons baie meer swaar kry en moeilike tye gaan beleef as goeies. In Johannes 16 vers 33 is Jesus self aan die woord en dan kom praat hy met sy disippels en hy berei hulle voor vir wat kom, is baie naby aan sy kruisiging en dan sê hy vir hulle, maar dis 'n bemoedigende boodskap, maar dan sê hy vir hulle, dit sê ek vir julle, in hierdie wêreld sal julle swaar kry beleef. Hy sê daarin by, maar hou moed, ek het die wêreld reeds oorwin. Winterseisoene in ons lewens gaan kom. Dit is onvermydelik. Hierdie wêreld waarin ons leef is 'n gebroke wêreld en daarom gaan 'n winterseisoen baie keer oor ons pad kom onverwags wanneer ons dit nie eers weet nie of nie verwag het nie. Deur siekte, deur skielike dood, afsterwe, verlies, dalk spanning of druk van een of ander aard. Daar's eintlik baie redes, omstandighede wat dit vir ons kan laat voel of ons in 'n winterseisoen in ons lewens ingaan.
En daarom is dit nodig dat ons ook dan weet hoe om 'n winterseisoen in ons lewens te hanteer, wat ons moet doen in hierdie seisoen en waarop ons moet fokus. En ons kan by baie gelowiges voor ons gaan leer. As ons na die Bybelverhale gaan kyk, het amper elke Bybelkarakter ergens 'n winterseisoen in sy of haar lewe beleef. En ons gaan nou nie vanoggend almal kyk nie, maar ek wil net 'n paar bekendes dalk net weer in jou gedagtes opbring, dat jy hierdie verhale in jou kop hou soos wat ek verder ook gaan. Dink maar byvoorbeeld aan Habakuk. Habakuk wat op 'n besonderse wyse vir ons in 2 hoofstukke eers 'n verskriklike hartseer en seer vertel, maar dan in sy 3de hoofstuk uitkom met nogtans sal ek in die Here jubel, selfs al is daar geen vye of druiwe of kalvers meer oor nie. Dink maar aan arme Job. Job se storie ken ons almal. Verskriklike moeilike winterseisoen wat Job deur moes gaan. So erg dat sy vrou en vriende eintlik vir hom kom sê het, weet jy eintlik is die beste wat jy maar kan doen is om God te vervloek en dan aan te gaan met jou lewe. Wat hy natuurlik weier om te doen. En dan ook Dawid, en ek wil graag Dawid uitlig, want Psalm 23 wat ons vanoggend gelees het en ook in die volgende paar weke weer by gaan stil staan in ons fotum, in ons bewuswording van wie God is. En Psalm 23 is geskryf in Dawid, een van Dawid se winterseisoene. Psalm 23 is vir ons 'n psalm waarvoor ons so lief is en is so mooi psalm en is 'n psalm waar baie van ons in wintertye juis op leun nê. Wat ons terugroep en gryp op Psalm 23 om onsself te herinner, mekaar te herinner dat God ons herder is. En Dawid skryf hierdie psalm in 'n winterseisoen. Hy is besig om vir sy lewe te vlug. Hy kruip weg in grotte. Hy weet Saul is kort op sy hakke en wil graag hom doodmaak. En dan skryf hy Psalm 23. Ek moet dalk daarin by sê, hy skryf Psalm 22 saam met Psalm 23. Psalm 22 begin met die woorde, my God, waarom het jy my verlaat? Psalm 23 gee vir ons 'n antwoord wat daai vraag eintlik so bietjie tersyde stel. Maar al hierdie karakters en nog meer het in hulle winterseisoene iets ontdek. Iets besef van wie God is en wat in hierdie lewe, hierdie gebroke swaar kry lewe van ons gebeur. Wat Paulus dan in Romeine 5 vanoggend vir ons kom verwoord. En wat Paulus kom sê is, ons is bly en ons verheug ons in die hoop van ons geloof en in Jesus Christus. En dan sê hy, maar meer as dit, ons verheug ons ook in die swaar kry. En miskien moet ons net vir 'n oomblik daar stop vanoggend en vir mekaar eerlik sê, dit maak glad nie sin nie. Nee. Mense wil so 'n bietjie vir Paulus, het jy verkeerd geskryf? Het jy bietjie min geslaap, maar ek dink ons maak 'n fout hier, hoor. Ons verheug ons in die swaar kry. En julle ken Paulus se storie, nê? Paulus het baie winterseisoene in sy lewe beleef. En tog kom sê hy, in die winterseisoen verheug ek my. En dan gee hy die verduideliking, wat eintlik al die ander karakters ook op 'n manier besef het. Dan sê hy, want ons weet, in die swaar kry kweek volharding. En volharding kweek egtheid van geloof. En die egtheid van geloof kweek hoop. En hierdie hoop beskaam nie. So wat doen ons in 'n winterseisoen? Ek wil vanoggend 'n paar praktiese dinge probeer uitlig om die wat tans in 'n winterseisoen is te probeer help. Te probeer so iets van 'n bemoediging vir jou gee, ook 'n troos en baie belangrik weer 'n verwagting en 'n hoop. Vir die wat nie tans in 'n winterseisoen is nie, wil ek vanoggend vra, luister na wat ek sê en ek is amper doodseker dat elkeen van julle ken iemand wat op hierdie stadium deur 'n winterseisoen gaan. En dan wil ek jou vra om hulle te gaan bemoedig en te help en by te staan. Om die warm koffie vir hulle te gaan wees in hierdie tyd van hulle lewens. Die
Die eerste belangrike ding van 'n winterseisoen, en wanneer ek hierdie vanoggend nou sê ek dit nie ligtelik nie, en ek wil glad nie enige iemand se swaar kry of moeilike gedeelte van jou winter nou afmaak of afwater nie. Maar hierdie is so 'n belangrike element dat dit gesê moet word. En dit is om die wintertyd, die winterseisoen te aanvaar. Een van die grootste foute wat ons as gelowiges maak, is om teen die winterseisoen te beklei. Om dit weg te wens, om dit oor te wens. Om te vra, dit moet net verbygaan. Ons wil dit nie hê nie, ons wil dit nie beleef nie. En dan mis ons 'n klomp dinge wat God eintlik met ons wil doen in 'n winterseisoen van ons lewens. En daarom vanoggend aanvaar die winterseisoen as jy tans in 'n winterseisoen is. Moet dit nie beklei nie. Paulus het eintlik so ver gegaan om dit te omarm, om dit te embrace, soos die Engelse sê, nê. Nee. Hy het gesê, ek verheug my oor die swaar kry. Nou, ek gaan nie vanoggend dit van jou vra nie. Ek dink amper dit is baie keer bietjie te veel gevra dalk. As jy kan, wonderlik, dan sê ek bly saam met jou en verheug ek saam met jou. Maar ek weet, baie mense gaan deur baie moeilike dinge, baie swaar kry, baie seer. En dan gaan ek nie vanoggend van jou vra om daaroor bly te wees nie. Maar ek wil vir jou vra, aanvaar dit. Net vir 'n oomblik. Erken dit. Erken vanoggend vir 'n oomblik dat die winter aangebreek het in jou lewe. Dat jy ontbloot is, jou blare het afgeval. Jy's blootgestel aan die elemente rondom jou. Jy's broos. En dit is oukei. Dit is die winterseisoen waar jy nou is. Erken dit net vir 'n oomblik. En die rede hoekom ek vra dat jy dit moet erken, is dit maak die volgende gedeeltes moontlik. Dit maak wat Paulus verder beskryf 'n opsie. Maar solank ons beklei teen wintertyd en die winterseisoen, kan ons eintlik nie verder gaan nie. Word ons eintlik dan vasgevang in die winterseisoen. Nou weet ek as ek hierdie sê, en die van julle wat die rouproses goed ken, weet dat aanvaarding is eintlik die laaste stap, nie die eerste nie. Om by aanvaarding uit te kom met 'n hele proses. En daarom vanoggend wil ek nie sê aanvaar dit wat gebeur met nie. Ek wil nie vanoggend sê wees al verby die hele proses nie. Maar aanvaar net dat die proses wel moet gebeur. Dat jy vanoggend moet begin. Die volgende stap wat Paulus vir ons gee dan is volharding. Hy sê die oomblik wanneer ons die swaar kry erken, ons verheug ons in die swaar kry, vir vanoggend net ons aanvaar die swaar kry, dan kweek dit volharding. En in die wintertyd is dit wat ons mee moet besig hou, waarop ons moet fokus. En wanneer ek hierdie sê, weet ek weer eens, dis nie maklik nie. Vanoggend eintlik is alles wanneer ek dit sê vanoggend met 'n bietjie van 'n huiwering, want ek weet dis nie maklik nie. Maar ek hoop as ek dit sê, dit jou tog kan help en kan bemoedig om te volhard. Volharding is in die winterseisoen nodig. En hoe lyk hierdie volharding? Dit is om te bid, selfs al voel dit, die Here hoor my nie. Dit is om aan te hou Bybel lees elke oggend of elke aand, selfs al voel dit vir jou, die Here praat glad nie met jou nie. Selfs al voel dit, daar kom nie 'n deurbraak nie. Dit is om te bly kerk toe kom, selfs al voel jy wanneer jy weggaan, wat het die dominee nou eintlik gesê? Om jy weg te gaan, selfs al voel jy, maar vanoggend het ek nie die lofprysing beleef en ervaar nie. Om volgende week dan weer maar hier te kom sit. Om te volhard is om vas te hou aan die herder se hand in die winterseisoen. Want dit kweek egtheid van geloof. Om aan te hou met ons geloofsdissiplines, selfs in die winterseisoen waar ons nie die emosionele koneksie en verbintenis ervaar met God nie, kweek 'n egtheid van geloof. En hierdie egtheid van geloof
is waarin ons gegrond is. En die van julle wat bome goed ken sal weet, dat die gronding, dit waarin die boom wortel geskiet het, is eintlik wat die boom moontlik maak, in staat stel om 'n winterseisoen te kan deurgaan. 'n Boom wat swak gewortel is, val maklik in die winterwinde om. Ons moet gewortel wees, 'n egtheid van geloof. En eintlik is dit die grootste gedeelte waar Romeine 5 gaan. Hierdie besonderse verse waarop ons nou vanoggend fokus, is eintlik omarm deur die res van die kern van ons geloof. Dit waarin ons gegrond moet wees. Ag, en miskien kan ek dit vanoggend eintlik net baie eenvoudig opsom. Dit gaan oor die redding wat Jesus Christus vir my en jou gee. Dit is waarin ek en jy gegrond moet wees, sodat ons 'n wintertyd kan deurgaan. En dit is nodig, want hierdie kern van ons geloof, van 'n God wat vir ons so lief is, dat hy vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was, homself met ons versoen het, hy het eintlik gekom en ons in homself kom wortel. Dit is wat ons staande hou. Dit is hierdie geloofswaarheid wat ons weer help om 'n bietjie van 'n perspektiefskuif te kan maak, om te sê, ek hoef nie net op hierdie tyd en hierdie omstandighede te fokus nie, ek kan ook op die ewige fokus, wat my in staat stel om die hier en nou te kan hanteer. Wanneer Paulus in 2 Korintiërs 4 hieroor skryf, dan praat hy baie interessant hieroor, dan sê hy, die swaar kry in hierdie lewe is gering, en dit gaan verby. Maar hierdie geloofswaarheid is 'n heerlikheid wat vir ewig gaan bly en alles gaan oortref. Die oomblik wanneer ek en jy mekaar weer kan herinner aan wie God is, ons herder, wat ons vashou, wat reeds alles vir ons gedoen het wat ons nodig het, wat ons ewige lewe vas en seker in hom gemaak het, dat ons vir ewigheid saam met hom gaan bly en gaan feesvier en gaan gelukkig wees. Die oomblik wanneer ons dit weer onthou en besef deur ons volharding in die swaar kry, dan kom ons by 'n punt uit waar ons 'n egtheid van 'n geloof in ons gekweek het. Grond jouself vanoggend weer in die eenvoudige verlossing van Jesus Christus. Dit gaan nie noodwendig, ek moet hierdie sê, dit gaan nie noodwendig die winter wegvat nie. Die lente kom nie onmiddellik deur net te besef, maar Jesus het my gered nie. Maar dit herinner ons dat die winter wel verby sal gaan en dat daar 'n ewige lente en somer op ons wag. Daar word die volgende storie onder teoloë vertel wat nogal sterk fokus op die teodisee vraagstuk. Nou dit is 'n klomp groot woorde wat jy onmiddellik weer kan vergeet, moenie te veel daar worry nie. Kortom gaan dit oor predikante wat 'n studie maak van hoekom slegte goed met gelowiges gebeur. Hoekom beleef ons swaar kry in hierdie lewe? Hoekom is daar wintertye in hierdie lewe? En die storie wat vertel word, gaan so, dit gaan oor 2 mans, 'n pa en 'n seun, wat op 'n plaas gebly het. En hulle het dit nie altyd maklik gemaak nie. Dit het maar swaar gegaan finansiëel, maar hulle het 'n lewe gemaak. Uiteindelik het hulle egter net 1 perd oor gehad, waarmee hulle al die plaaswerk moes kom doen het. En een oggend toe hulle wakker word en hulle kom by die kamp waar die Mary was, sien hulle dat die ou geroeste hek uiteindelik gebreek het en die Mary is skoonveld. Die bure hoor van hierdie gebeurtenis en hulle kom kuier en hulle kom simpatiseer en hulle sê, hulle is verskriklik jammer oor nog 'n ramp wat hierdie 2 mans getref het. En die pa in sy wysheid sê vir hulle, hoe seker is julle dat hierdie 'n ramp is? En 'n paar weke gaan verby, en een oggend kom die Mary teruggedraf op die plaas,
maar sy bring 'n hings toe saam met haar, 'n wilde hings wat sy ergens in die berge gekry het. En die bure hoor van hierdie gebeurtenis en hulle kom weer kuier en hulle sê, "Joef, hierdie pa was verskriklik wys. Hoe het hy geweet dit is nie 'n ramp nie, maar eintlik 'n seën van die Here?" En die pa antwoord en hy sê vir hulle, "Hoe seker is julle dat hierdie keer dit 'n seëning is dat hierdie hings gekom het?" Die seun het egter geglo dit is 'n seëning en hy het besluit dat hierdie hings ingebreek moet word en dan het hulle weer 2 perde waarmee hulle die plaaswerk kan vervul en miskien kan daar nog vulletjies kom en so aan. So hy het geglo hierdie is 'n seëning en hy begin toe die proses om die perd in te breek, maar ongelukkig in die proses val hy af en hy breek sy been ongelooflik sleg. Die bure hoor natuurlik hiervan en hulle daag weer op om te kom simpatiseer. En hulle sê hulle is jammer oor die ramp wat gebeur het. En die pa antwoord weer, "Hoe seker is julle?" En 'n tydjie gaan verby en die seun herstel, maar nie volledig nie, hy het maar mank gebly. Maar na 'n paar maande breek daar 'n oorlog uit. En alle jong mans word opgekommandeer om te gaan veg in die oorlog. Maar die seun word vrygeskeld, want hy is mank en hy gaan nie kan beklei nie. So kan die storie eintlik nog verder aangaan. Maar die punt is dat wintertye kom en gaan. En baie keer sien ons in 'n sekere oomblik van ons lewe iets as 'n totale ramp, wat later nie net 'n ramp is nie. Maar ons moet in dit leer om die Here te vertrou. Om die winterseisoen te aanvaar en dan daarin te volhard, deur die geloofsdissiplines te onderhou, ons volle vertroue te plaas in God, wat die egtheid van die geloof in ons sal kweek, sodat ons uiteindelik by hoop kan uitkom. Die egtheid van die geloof kweek hoop, en hierdie hoop beskaam nie. In die wintertyd moet ons leer om Psalm 23 vers 4 te kan sê, selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want U is by my. In U hande is ek veilig. En ek wil jou vra om vandag daai vers te gaan leer, uit jou kop uit. En as jy tans in 'n winterseisoen is, wil ek hê jy moet elke oggend as jy opstaan dit vir jou sê. En elke aand as jy gaan slaap, dit weer te sê. En as jy dit deur die dag nodig het, sommer 'n paar keer, dit tot vir jouself hardop te sê. As jy op die oomblik nie in 'n winterseisoen is nie, wil ek hê jy moet uitreik na iemand wat wel is. En hulle vanoggend net bemoedig. Jy hoef nie te veel woorde te hê nie, jy hoef nie hierdie hele preek te gaan preek nie. Gaan bemoedig net, gaan wees 'n bietjie van 'n warmte in die koue winter waardeur hulle gaan. Hou hulle vas, maak 'n koppie koffie, hy werk letterlik ook, dit help. Gaan wees 'n vuur, 'n kaggelvuur in hulle koue. En kom ons help mekaar in hierdie wintertyd. Mag ons in elke winterseisoen steeds bly vashou aan die hoop wat in ons leef. Mag ons met 'n verwagting bly leef dat God in beheer is en dat ons hom kan vertrou. Kom ons bid saam. Here Jesus, ons dank U vandag dat U ons herder is, wat ons lei, wat ons beskerm. Here, help ons om U teenwoordigheid en seëninge ook in die winterseisoene van ons lewens te ervaar. Mag ons bewus wees daarvan en mag ons daarin vashou en op U bly vertrou. Here, mag ons nog steeds met hoop en verwagting bly leef en uitsien na dit waarmee U besig is, Here, nie net hier en nou nie, maar ook in ewigheid. Here, mag ons ook die gaan troos wat tans hartseer is. Mag ons die gaan bemoedig wat moedeloos is.
Here, mag ons die gaan help, wat tans seer kry, swaar kry, en Here, mag U deur ons, Here, deur U Gees in ons, 'n stukkie verligting ook vir hulle gaan bring. Here, dankie dat ons vanoggend kan bely. U is ons herder. En selfs al gaan ons deur donker dieptes, sal ons nie bang wees nie. Want U is by ons en ons is veilig in U hande. Amen. Ek gaan nou geleentheid gee vir die dankoffer om opgeneem te word. Julle kan daarvoor gereed maak. Ek wil jou vra om saam met my te staan en dan jou geloof vanoggend hardop saam met my te bely. En daarna gaan ons ook lied 516 saam sing. Al sou die vye boom nie bot nie. Kom ons staan en dan bely ons geloof hardop. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en in 'n ewige lewe. Amen. Sou dan ook die vye boom nie bot nie, al sou die wingerd sonder druiwe staan, die graan verdor, die vrugtebome wegkwyn, die beeste klein, vir alles hier vergaan. Nog sal ek juig en bly wees in my God. Hy is my hulp, hy gee my krag, hy laat my loop waar stiere bok gaan, hy laat my vars en
stiefbok gaan. Hy laat my vas en veilig staan. Ontvang die seën van die Here. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en vir julle sy vrede gee. Amen. Laat dit so wees, Here. En daar's koekies ook. Kom kuier lekker saam.